En Niels. Okay. Die man moet van my spiel kry, sien hy is vermoord. Hy is geskapen in die beeld en die gelykenis van die Here, nee. Amen. Nou ek is baie bly dat u hier is vanmôre. Ek het so 'n mooi beroep op u almal gedoen om iemand saam te bring. Ek sien met 'n paar mense wat iemand gebring het. Ons is bly julle is hier, al die besoekers wat dalk vanmôre hier is. Ons vertrou dat die Here vir u baie ryklik gaan seën. Sien jy uit na die diens van volgende. Amen. Ek het 'n verwagting in my hart dat die Here ons gaan bless. Amen. Nou pastoor Christen Marie en sy vrou Peter, ons wil vir hulle sê baie spesiaal welkom. Ek het gister so 'n bietjie gedink, ek ken hom seker so 3-54 jaar. Dis lank nie. Maar ons kom al 2 dae in die Noord-Kaap uit. Ons was saam op skool gewees, ek was dan 7 toe hy dan 6 ingekom het. En nou ja, so gaan dit nou maar aan. Sy vrou Petra, ek het dit al voorheen gesê, maar ek weet haar ma het altyd vir my, as sy my gesien het by vergaderings of so, pastoor Henie Kloete, hulle was hier in Elosdal gewees, dat sy altyd vir my gesê, jou ma en jou pa het ons aan mekaar voorgestel. So, hulle is 'n matchmaker gewees. Nou ja, dit was heerlik geweest. Kan ek vinnig net vir u die verskonings maak? Pastoor Mike en Veronica het verskoning gemaak en Maggie wil jy ook. Ek wil net noem dat Maggie blykbaar haar neus bloei nou al vir daar, en dan wil ek ook noem dat haar dogter het 'n ligte beroerte, of nee, 'n ligte beroerte, ernstige beroerte gekry so 2 weke terug, en ons moet maar vir haar ook bid, en dan ook vir Willie wat dan vanmôre nie saam met ons is. Ons doen voorbidding vir almal, iets ek het die lys gesien, myself met my hand wat so lekker toegedraai is, pastoor Mike, dat die Here hom ook sal versterk, en sal krag gee, en dan ook vir klein Ryden, hierdie se klein seun, ons wil regtig ook vir hom intree. Ek verstaan, dit gaan nou 'n bietjie beter. Baie goed. En dan ook vir werksgeleentheid, vir Niels se vriendin, Belinda. Ja, ons bid nie vir werk, nee. En as die Here vir jou gee, moet jy kom getuig. En dan ook so. En dan die verjaarsdae, ek sien nou nie vir Dieter vanmôre nie, maar hy verjaar môre. Ons wil vir hom namens gemeente sê baie geluk. En dan Charmaine die 29ste. Baie geluk ook Charmaine, mag die Here vir jou rein lekker mooi en besonderse jaar gee. En Reinvos ook die 30ste. Mag jy ook 'n wonderlike, geseënde, gelukkige jaar hê. En dan die aankondigings vir die week is nou eers komende Woensdag op en 9 ons gemeente bid hier. En dan ook volgende Sondag het ons nagmaal Sondag. So onthou, nagmaal Sondag. Doen dit normaalweg die week daarna, maar nou hierdie jaar gaan ons dit die 31ste Mei hou. En na afloop van die nagmaal is almal wat carry en reis bestel het, kom haal dit maar net hier af. En as jy nog jou naam opsit, jy is baie welkom om my vrou of Amanda of een van die susters net te vra om jou naam op te sit. Hulle sê vandag is die laaste geleentheid vir bestellings. Maak seker jou naam en hoeveelhede is deurgegee. Maak seker. En dan ons voedselprojek met die advertensies sien. Onthou net, kom ons ondersteun dit. As jy dalk 'n paar goed het in jou koskas wat jy nie gebruik nie, wat jy sien jy oorsien, bring dit na kerk toe, ons sal dit vir iemand kan gee wat dit nodig mag hê. En dan bring die diens wat aangekondig is in die nuusblad en neem 'n emmer en bring dit vol terug as jy kan.
Ek weet voedsel is vir ons almal baie duur, maar daar is baie mense wat dalk nie jou kos het nie, met wie ons kan verras ook met so 'n ietjie eetgoed. Dit is al wat ek vanmôre vir julle vra. Kom ons staan, dan gaan ons hierdie diens open met gebed. Die seën van die Here afbid op al ons verrigtinge. Daarna gaan ons heerlik, hartlik saam sing. Amen. Nou ek gaan vir Erik vra om die seën van die Here af te bid en daarna ons lekker saam sing. Baie dankie Erik. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre in die huis te kan wees. En ons weet ons is vanoggend het die afspraak, die Heilige Gees die afspraak met elkeen wat hier is. En ek bid dat die Heilige Gees die diens sal oorneem en sal beweeg soos hy wil. Want die Heilige Gees is volgens die eregas en hy is in beheer van hierdie diens. Bid vir die mense wat nie kan wees nie, Here, die naam is by U bekend. Jy weet die mense wat siek is, Here, ek vra dat die genesende krag van God nou die liggame sal vloei en mense sal gesond maak. Here, ek bid dat terwyl ons oorgaan nou in sang en aanbidding, Here, dat U ons sal gebruik as instrumente in die bekwame hande om die volk te lei, Here, in die aanbidding wat U alleen toekom, Here. En dan later, as die boodskap bedien word, Here, bid ek op ons Christus dat U hom sal volgens ons sal vir die soetige Gees en sal berg af die ou die bekruis, Here, want ons weet wat hy ontvang het, kom van God af en is volgens vir ons bedoel. Here, ek wil dan dankie sê by voorbaat vir 'n wonderlike en 'n geseënde diens wat ons saam beleef in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil u net waarsku. As jy nie van Pinkster nou nie, is dit 'n goeie tyd om nou te loop. Jy weet waar die deure is? Dis Pinksterfees, dis Pinkster Sondag, julle weet dit nie. Ek groet julle vanoggend op hierdie Pinksterfees Sondag. Dis 'n belangrike fees in die kind van die Here se lewe. Dit maak my persoonlik opgewonde, want dit herinner my weer aan die gawes van die Heilige Gees en ook die vervulling van God se belofte. Dit voltooi die Passeisoen na die opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Ek bring my volgende self verloor en dat die Heilige Gees volgende hierdie spoel. Nou die eerste twee koortjies, die eerste twee koortjies wat ons gaan sing is ou konferensiekoortjies. Pastoor, julle sal weet en die ouer mense sal weet, it's the Holy Ghost in power that is keeping me alive and then it's coming down and dan as dit vars vlees en moeilik gesal. As jy dit met doel vanoggend, sing dit hardop saam en nie die sang weer saam met ons. It's the Holy Ghost in power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost in power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. He's coming down, it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will let His way. And the glory of the Lord is coming down. He's coming down, is coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will let His way. And the glory of the Lord is coming down. There's no worry, the song, like it's playing behind the keys. Like my heart will listen, come on, let the bird, I'll be known on the Jesus name. It's the voice with the words, the song, like it's playing behind the keys. Like my heart will listen, come on, let the bird, I'll be known on the Jesus name. Weet jy wat, as jy die saal voel soos ek dit vanoggend voel, wil ek dit dan met iemand deel. Ons gaan weer die koortjies sing, of koortjies. En dan gaan groet jy iemand en gee die saal oor aan iemand anders. Sê vir hulle, it's coming down,
It's coming down. So gaan groet iemand terwyl ons weer gaan sing. It's the Holy Ghost, the power that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost, the power that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost, the power that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost, the power that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. He's coming down, 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 he's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints need to pray, the Lord will answer. And the glory of the Lord is coming down. He's coming down, 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 he's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints need to pray, the Lord will answer. And the glory of the Lord is coming down. And it's the Father, the Word, the Son. And the Spirit, the Way, the Peace. And the heart of the Son, the world and the earth. Only now, on Jesus' name. And it's the Father, the Word, the Son. And the Spirit, the Way, the Peace. And the heart of the Son, the world and the earth. Only now, on Jesus' name. It's the Holy Ghost, power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost, power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. He's coming down, 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 he's coming down. He's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints need to pray, the Lord will answer. And the glory of the Lord is coming down. And the power will lead the soul. And the slain behind the king. Like my heart will answer, no more than the king. Only now for Jesus' name. No more than the king. Only now for Jesus' name. No more than the king. Only now for Jesus' Ek weet nie of dit die ouderdom is nie, maar ek as ek asem. Wat 'n voorreg ons vanoggend al die lof en die eer aan die Here dat ons volgende koorvers sê, set my spirit free, that I might worship thee. Hierdie liedjie fokus vir my op vryheid, op lofprysing en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons vra vanoggend, Here, maak my gees vry, sodat ek U kan aanbid en opnuut tot beeld gevul kan word met die Heilige Gees. Set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might worship thee. Let your heart be true, and let the heavens flow. Set my spirit free, to worship
na die woorde te luister nie. Ons het gekom om hom in ons midde te verwelkom vanoggend. Wanneer ons sing, Heilige Gees, U is welkom in hierdie plek. Mag dit vanoggend meer as net woorde word. Mag dit die uitroep van maar wees. Mag dit die begeerte wees van meer van sy teenwoordigheid, meer van sy krag, liefde en heiligheid. Mag sy Gees volgend nie aan ons brand. Kom ons nooi die Heilige Gees weer volgend uit te sê, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this meer van U nodig. Ek vra dat Here die Heilige Gees sal besit vir elke persoon wat volgens U sit.
Here ons kan nie sonder U doen, ons kan nie sonder die Heilige Gees doen. En ons gebed volgend is meer en meer en meer van U. Ons het die werklik nodig, Here, volgend. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aan God, aan die lof en aan die eer. Ek wil vra dat jy na die volgende woorde op die koortjie sal kyk. Waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my. Ek stel my oop, laat my oorloop van al die volheid, kom waai deur my. En ek wil vra dat die musikant vir ons die koortjie sal deurspeel 1 of 2 keer, en terwyl ons dit speel, vra die Heilige Gees om volgende deur te waai en die vol te maak.
Halleluja, halleluja, halleluja. Gees van God, U het vanmôre die gebede verhoor. Dat ons sê, ons stel vir ons hoop. Dat U in en deur ons kan werk. En dan wil ons alweer vir U dankie sê dat U in ons binneste besig is met 'n goddelike werk. En Here, ons wil bid dat wanneer U woord verkondig word, dat U verder sal werk. Dat U die werk sal doen. Geliefdes, voor ek hierdie gebed afsluit, ek is so bewus van die teenwoordigheid van God se Gees. Miskien, soos wat Erik al vroeër gesê het, staan U daar en U het net 'n behoefte dat God net opnuut vir my sal aandra. U het deelgeneem in die aanbidding, U het die lof en die aanbidding tot die Here gebring, maar hier binnekant is daar net so 'n honger en 'n dors vir God se aanraking. Ek wil vir U vra, stel Uself oop en sê, Here, hier is ek. Here, ek wil op hierdie oomblikke bid, as hier geliefdes is wat vanmôre net 'n dors het en 'n honger het na U. Hosea Baba, Hosea Baba, Hosea Baba, Holy Spirit, flow through me. Holy Spirit, flow through me. And make my life what it ought to be. Holy Spirit, flow through me. Holy Vader, ons gee aan jou die lof en die eer en die aanbidding, want U is 'n goeie God, U is 'n groot God. Dankie, o Heilige Gees, dat U gekom het om ons te leer en te lei in die volle waarheid. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons Heilige Gees krag gegee het, sodat ons energie sal hê om te doen wat U wil hê ons moet doen. En ek bid, Here, terwyl ons nou U woord gaan oopbreek, dat daar opgewondenheid in ons harte sal kom oor hierdie groot God wat ons dien en aanbid. En ons eer U daarvoor, Vader, terwyl ons dit bid in die mooi naam van Jesus Christus. En die gemeente sê, Amen, Amen. Loof die Here, U kan die sitplek neem van my en Erik en die span, baie dankie. Dit was heerlik om U Here te aanbid. Amen. Pastoor Leslie en jou kerkraad, altyd 'n voorreg om saam met julle te wees. So baie dankie daarvoor en dankie dat U ons toelaat om U te bedien en saam met U te wees. Ek is so bewus van God se teenwoordigheid. En ek wil vra, as jy hier is en jy sit met 'n behoefte, met gesondheidsuitdagings, wat ook al dit mag wees, vertrou God in jou hart en vanmôre dit te doen as jy dit nie reeds gedoen het. Amen. So bewus van sy teenwoordigheid. En is so heerlik. Pinkster Sondag. Eintlik moet ons 'n Pinkster lewe hê. Is dit nie so? Ek sê dit regtig nederig vanoggend. Ek is dankbaar ek het in 'n Pinkster kerk groot geword. Ja.
En ek besef dit is net God se goedheid en sy genade. Maar ek sê vir die Here, baie dankie daarvoor, is heerlik. Hulle kan vir my die dingetjie daar op die bord sit as hulle sal werk. Ek wil vanoggend en dankie vir die mooi advertensie wat jy gemaak het, wil ek praat met jy so 'n bietjie oor jou storie bring nuwe energie. En ek wil tog net die woordjie storie verduidelik, want ek is so bang iemand mag sê, dis nou soos 'n storieetjie soos Rooikappietjie en al hierdie. Die storie wat ek vanoggend wil gebruik is my getuienis, my verhaal van God se goedheid. So kan ek maar vir vanoggend net die storie term gebruik. Is julle okay daarmee? Maar asseblief, ek stel dit glad nie gelyk aan die wolf en Sneeuwwitjie en al daai goetertjies nie. God se storie is 'n almagtige storie. Maar vanmôre voel ek so kinderlik oor hierdie storie. Ek kan nie glo die Here vertrou dit aan jou en my toe nie. Hierdie onwaardige wese. Dis so heerlik. Your story brings fresh energy. En ek wil nie mooi, ek het nou 3 skrifgedeeltes, as jy die Bybel het, blaai gerus saam met my na Handelinge hoofstuk 1 vers 8. En ek gaan nie nuwe of vreemde gedeeltes lees nie. Die klank kom en gaan soos julle okay daarmee, Philip, ek glo julle is beheer daar. As hy klaar neem ek aan 'n mikrofoon. Maar goed, kom ons kyk die 8ste versie van Handelinge hoofstuk 1 en dan gaan ek na Handelinge hoofstuk 2 toe en dan gaan ek na Hebreërs 12 toe. So, moet nie bekommerd wees, ek gaan nie al die hoofstukke lees, ek gaan net grepe neem wat ek bymekaar wil sit om te praat oor jou storie, bring nuwe energie. Die 8ste versie sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde, selfs tot in Pretoria. Staan dit in julle Bybel so? Ja. Staan nie so daar, maar in my hart weet ek dis wat die Here bedoel het. Amen. En dan net die volgende bladsy, Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En dan kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En dan wil ek vir die vra om saam met my te blaai na Hebreërs, die 12de hoofstuk en ook daar net die eerste 3 versies. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van stories rondom ons het. Nou die Bybel sê 'n wolk van getuies, sodat jy nie moet dink ek verdraai die Bybel nie, maar vanoggend stories, want dis waaroor hierdie getuies gaan. 'n Wolk van stories rondom ons het. Laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. En dan sê die 3de versie, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslaap. Nou ek gaan nie dit die hoofgedagte maak vanoggend nie, maar is mooi dat Hebreërs vir ons sê, dat uit hierdie gedeelte, en ek wil nie baie oor dit sê nie, dat as ons hierdie positiewe dinge waarneem, moet ons ontslae raak van die laste en van die sondes. En dan moet ons fokus dat ons nie sal moeg word en verslap nie, of vermoeid word, sê die Bybel, en verslap nie. Ek wil nie veel oor dit praat vanoggend nie, ek wil oor die ander kant praat vanoggend, oor die storie, want wanneer ek die storie hoor en herdenk, dan gee dit my sommer weer nuwe energie. Dan maak dit dat ek my nie wil besig hou met lastige goed in my lewe nie. Stem julle my saam? So, ek gaan op die positiewe fokus. Die ander is ook belangrik, maar dis nie wat die Here op my hart gelê het vanoggend nie. Geliefdes, Pinkstersondag.
En ek dink dis baie besonder dat ons uit hierdie Handelinge verhaal die storie het wat aan ons oorvertel is hoe dat God se Heilige Gees uitgestort het op sy disippels, sodat hulle krag kan ontvang, om die woord van God te verkondig sonder om skaam te wees. Energie, dunamis, is die regte woord wat daarin gekoppel word. Die Hebreërskrywer gee vir ons verder raad wat die kerk moet doen, juis sodat ons op Pinkstersondag sal onthou wat die Here gedoen het in Jerusalem in die Bofortrek. En ek wil die twee so kombineer vanoggend en ek gaan my bes probeer dat dit nie uiteenlopend is nie, maar dat dit een boodskap, ek wou nou sê een storie, maar ja, as ek dit sê, dan verstaan jy ook, by jy harte kom bring, sodat jy hier uitstap en sê, man, ek weet dat die Gees van God in my binneste woon. Die dunamis, hierdie wonderwerk storie van krag. Die een oomblik sê Petrus nog, ek ken hierdie man glad nie. Weet jy waarvan julle praat? Was nooit by hom saam gewees nie. Ek ken die verhaal van die haan wat toe gekraal het. En dan na hierdie gebeurtenis op Pinksterdag staan hy op en hy preek, my taal gesê dat die bissies bewe. En hordes mense kom tot bekering. Wat het met hierdie Petrus, ek ken hom nie, gebeur? Hy het die krag van God se Gees ontvang. En hy het besef, ek gee nie om wat mense sê nie, ek vertel vir julle van die waarheid van Jesus Christus. Want hy is 'n werklikheid. Sodra ons as gelowiges, en ek weet baie keer praat ons van 'n maalkolk, dan bedoel ons eintlik dis so 'n maalkolk wat vir ons so aftrek. Is mos so. Nou ek wil volgende, toe ek die boodskap voorberei, toe lê dit op my hart om net te sê, ek weet nie of dit kan werk in die teorie en in die wetenskap nie, maar ek wil hom sommer maak werk vanoggend, dat ek en jy so 'n positiewe klimspiraal, so 'n trap wat so opgaan, hierdie brandtrap en so boontoe klim, want as ek die storie vertel, dan kry ek meer energie om vinniger te klim, en as ek nog 'n storie hoor, dan gaan ek hoor en hoor en hoor, en later is ek sommer so in die wolke, dat ons hierdie lofliedere kan sing tot eer van die Here, want ons dien 'n lewende God, vir wie niks onmoontlik is. Ek en Peter wil ek gou net as 'n deel van my inleiding sê, ek het vanoggend terwyl ek so deur my notas by aangeneem. Ons is nogal lief om vir mense te sê, vertel vir my jou storie. En jy moet dit tog onthou, as jy wil hê iemand moet goed voel, moenie jy jou storie vertel. Vra vir iemand, vertel my jou storie. In die terapeutiese wêreld is daar een van die modelle hoe jy terapie doen is wat hulle noem die slim woord narratiewe berading. Wat beteken dat jy vir die persoon wat by jou kom sit, om hulp te kry sê, vertel vir my jou storie. Wolk van getuies, Hebreërs 12 vers 1. Goddelike waarhede, beginsels, word in die woord oorgedra. Party van hulle is eksakte teologie of beginsels. Paulus is lief vir dit, Petrus ook in hulle sendbriewe. Maar baie van dit wat ons in die woord vind, is 'n storie. Jy ken die storie van iewers reg in Johannes, in 'n dorpie met die naam van Kana in Galilea, het die wyn opgeraak. En sy moeder sê, doen net dit wat hy vir julle sê. Ek ken mos die storie. Ek ken die storie in Johannes 4, en onthou nou as ek die woordstorie gebruik, is nie eers gelyk aan die rooi kappie en wolf nie. Jy is nog met my wat dit betref, want ek is so bang die term storie maak dat jy half, energie verloor. Ek ken mos die verhaal. Daar by Sigar is daar die put van Jakob. En hoe dat die Here Jesus daar kom en die put is diep en die vrou sê vir my, Here, het nie 'n skepting nie. En die Here sê, maar as jy vir my water vra, gaan ek vir jou water gee, sodat jy in ewigheid nooit weer sal kos. Ek ken ons die storie. Ek wens ek kan almal sê, maar kom ek vat gou een in Handelinge, hoe dat daar 'n man op 'n waas sit, 'n man van Ethiopië, en hy is op pad terug van Jerusalem, is hy op pad Gaza toe. En hy is besig om in Jesaja te lees, en die Here verskyn aan Filippus en sê, hastig, trek vir jou aan, maak gou-gou.
dat jy by daai waarheid kom. En hy gaan sit by hom en hy sê, verstaan jy wat jy lees? En hy sê, hoe sal ek verstaan as iemand nie vir my verduidelik nie? En hy verduidelik vir hom waar daar staan. En hy sê, kan ek ook gedoop word? Ja, verseker, daar is die water wat verhinder jou. Jy moet net Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker ken. Hoor jy die stories? Is dit nie amazing? 'n wolk van stories. Pinkstersondag. 'n storie in die woord van God, waardeur Jesus besig is om klaar te maak met sy bediening. En elke keer as hy vir hulle sê, ek gaan weggaan. En dan sê die disippels ontstel en sê, Here, asseblief, jy kan nie weggaan nie. Ons het ons beroepe laat staan, die vissersnette opgepak, skoongemaak en opgepak, en ons het klaargemaak met daai lewe, en ons het vir u gevolg, jy kan ons nie nou weggaan nie. En dan sê die Here vir op 'n stadium in Johannes 14, maar moenie dat julle hart ontstel word nie. Glo in God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan hom vir julle plek te berei. Maar Here, asseblief, jy kan nie. En dan raak hierdie, ek wil amper sê, hierdie tregter al hoe nouer en nouer, soveel so dat die Here Jesus verraai word deur een van hulle en verloon word en oorgegee word, gevange geneem word, Golgotha toe gevat word, sy kruis moes dra, gekruisig word, in 'n ander persoon se graf moes begrawe word. Nou gaan die storie aan, hy hou nie daarop nie, en hy sê na 3 dae het God hom met krag uit die dode opgewek, en hy het hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong bely. En dan verskyn hy aan sy disippels verskillende plekke. Baie sê dat hy's gesteel, maar hier leef hy, verskyn aan hulle, en dan sê hy vir hulle, nou gaan ek weggaan. En dan sê hy vir hulle, as ek nou weggaan, dan gaan julle in Jerusalem toe. Dan gaan wag julle daar waar ons altyd by mekaar gekom het in die boorvertrek. En dan gaan ek vir julle vul met krag, sodat julle my getuies gaan wees. En dan sê die woord van die Here so mooi, dat terwyl hulle hom dophou het God hom opgeneem in die wolke, en hy's weg. Maar nou sit hulle met hierdie, en ek en jy vanoggend met hierdie pak beloftes. Eerstens, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Tweedens, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei, sodat ek julle eendag kan kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. En dan sê die disippels sekerlik vir mekaar, dit staan nie so in die Bybel nie, ek hoor maar net die storie, maar kom ons gaan na die boorvertrek, kom ons gaan wag daar, dan gaan kyk ons, en miskien, hindsight, het een van hulle gesê, miskien verlang ons, en van hy gou terugkom, en dis wat hy bedoel het, ons moet daar wag vir die krag van die Heilige Gees, want dit is 'n nuwe ding, 'n nuwe iets, stem met my saam. En dan terwyl die woord van die Here sê, hulle daar eendragtig by mekaar is, en ek dink in hulle harte is hierdie honger en hierdie seer, hy's weg, hy het regtig gegaan, hy het gesê, hy kom weer, en hy berei vir ons 'n plek voor ons, dan's daar 'n geweldige rukwind, en God se Gees vul daai vertrek, en hulle begin in tale spreek, soos die Gees aan hulle gee, tonge soos van vuur sit op hulle, en God se heerlikheid daal in daai vertrek uit, en hulle ontvang hierdie krag, hierdie dunamis, en hulle stap daar uit, en hulle verkondig Jesus van Nasaret. En ek hoop, jy hoor die storie vanoggend, geliefdes, dis nie 'n fabel by wie ons die slot bereik het nie, hy moet nog kom. Ons is nog nie daar nie. Ek dink in die boorvertrek, wil ek weer sê, was daar ek sou beslis as ek daar was gedink het, man, ek dink hy mis my so, hy gaan my eerder gou weer terugkom. Wat toestuur hy sy Gees? En weet jy wat so wonderlik is, dan sê die Here Jesus self, dat hy's meer werd as ek, en daardeur het die Here nie 'n onderskeid gekry nie, die verskil is net, hy woon nou binne in ons. Halleluja. Hy's met ons, hy oortrek en oorlaai ons met sy krag en sy heerlikheid. Pastoor Leslie, ek hoop jy gaan my vergun wat ek nou gaan doen, ek het dit nog eintlik nog nooit in 'n diens gedoen het. Storie, ek wil 'n storie vertel. Wat aansluit by God se woord, wat aansluit by die aanbidding van vanoggend. So, einde verlede maand, reël ons 'n neef en niggie kuier van ons oupa en ouma. Die oupa en ouma het 6 kinders gehad, en dan is daar nou 'n klomp neefs en niggies, reël ons 'n kuier.
En op pad na die kuier toe, het ek op 'n stadium so 3 boekies in die hande gekry, by my ma, en ek weet nie by wie nog, dit aan die Maai Mans in gemeente in Merridale, wat 'n boekie geskryf het, aan die Stella Eilert, wat u al baie van gehoor het, en dalk het sy hier al bedien, en om Clifford Hudson skryf oor Pinkster in die Bilte. Nou, die Bilte is 'n term wat daar bekend is. So in die Bo-Karoo, in die Noord-Kaap, is daar 'n dorp met die naam van Merridale. En so 30 km van Merridale af is daar 'n plaas met die naam van Gietjiespan. Nou is ek gaan nie 'n toets skryf hieroor, maar ek wil die storie net vir inkleed. 50 km van die dorpie Merridale is daar nog 'n plaas met die naam van Amandiespan. En jare gelede kom my oupa se broer, oom Johannes, onder die oortuiging dat God met hom besig is. As net een kerk in die dorpie in Merridale, en ek sê dit met groot respek en liefde, en dis die NG Kerk. En hulle is lidmate daar. En oom Johannes boer saam met sy broer wat by oupa is op Amandiespan. En hy koop later die aangrensende plaas Gietjiespan. En eendag ry hy te perd Gietjiespan toe om na die plaas te gaan kyk wat hy gekoop het. Nou pad daarheen lê die Here op sy hart die behoefte om hierdie plaas aan die Here toe te wy. En daar op pad dat hy die perd staan maak en maak hom vas en onder 'n witgatboom. Dis die boom in daai wêreld wat jy die assies gebruik om lekker vuur te maak. Kniel hy neer om die plaas aan God te wy. En God ontmoet met hierdie man deur in die Bilte onder 'n witgatboom. En daar oortuig die Here dat hy gedoop moet word. Nou geliefdes, pastoor Leslie en wêreld van die dalk ook. Daar was op daai stadium bitter min Pinkstermense gewees. En so vind hom Johannes uit waar kan hy hom laat doop. En hy besluit hy klim op sy Red Indian motorfiets. Hy gaan Kaap toe, want in die Kaap behoort daar iemand te wees. Daai wêreldse mense is lief om Kaap toe te gaan, is so 900 km. En hy kom aan in Mamasbury, ry oor van Wyksvlei. Nou, toe ek nou hierdie so neerskryf, dink ek, as ons nou dit praat, dan sien ons nou die Teerstraat, ek weet, ons in dit nou potholes en al die goedes, maar hierdie was grondpaai. Hy ry oor 'n dorpie met die naam van Calvinia, en van Wyksvlei, hulle is nog steeds daar. Ruwe grondpad. Kom in Mamasbury, en hy sê, ek soek iemand wat my kan doop. En daar sê 'n vrou vir hom, in die Kaap, in Wynberg, is daar 'n pastoor, Shura. Hy doop mense. En hy vat die trein van Mamasbury af en hy ry Wynberg toe. En hy soek na hierdie pastoor en die Here lei hom na waar die pastoor bly en hulle twee ontmoet mekaar, maar toe die pastoor die deur oopmaak, toe sê hy, ek het al lankal vir jou gewag. En Johannes sê vir hom, hoe het jy geweet? Toe sê hy, God se Gees het vir my gesê, as jy is op pad. En ek weet, jy wil graag gedoop word. En hulle ry Muizenberg toe en in die see word hy gedoop. Storie van wonderwerk. Die Gees van God begin werk in hierdie Bilte omgewing. Siele word gered. Mense word gevul met die Heilige Gees. Tannie Aida, om Johannes se vrou, hoor hoe dat iemand gevul word, 'n ou plaasbywoner. Hy was 'n dambouer, sy vrou word gevul met die Heilige Gees aan die kriegel. En Tannie Aida hoor hoe dat hierdie vrou in Duits praat in haar taal. Maar sy is 'n ongeletterde vrou, sy kon nie eers Afrikaans lees en skryf nie. En God vul haar met die Heilige Gees. En die gemeente in Merridale se predikant, die dominee raak onrustig oor hierdie gewoelery wat tot daar op Gietjiespan aan die gang is. En hy sê toe vir my oupa, wat blykbaar 'n waardige persoon was, hy was blykbaar lief vir sy manelvalk gewees, 'n lang kerel, baie ferm, baie streng, wel lief vir humor. Sê vir hom maar, ek wil hê jy moet gaan kyk wat gaan in Gietjiespan. En die Sondag toe hulle weer by mekaar kom, toe's oupa en ouma daar, en oupa beland langs Tannie Annie,
wat die Here gevul het met 'n taal wat Duits is. En my oupa kon Duits praat. En terwyl die Gees van die Here neerdaal, begin Tannie Annie in tale praat wat Duits is. Maar haar tale is eintlik teenoor hom die evangelie boodskap van die verlossing Jesus Christus. En net daar kom oupa en ouma tot bekering en word hulle gedoop. Die Heilige Gees is nie net in Jerusalem. Hy's hier. Hy's deur in die bulte. Kom ek sluit af net met 'n laaste ding. Tannie Aida en Johannes het 'n 2-jarige seentjie, sy naam is Jakob. En hy's by sy ma in die waskamer. En terwyl Tannie Aida besig is met die wasgoedjies en al die goed, sit hy eenkant en hy kry die blik bytsoda in die hande. En jy weet mos hoe werk 'n seentjie, hulle toets mos alles. En hy begin hierdie bytsoda eet. En toe Tannie Aida omdraai, toe loop die bloed en skyn reeds by sy mond uit. En hierdie selfde Tannie Annie se man om Andries, die dambouer, die bywoner, kom verbygestap en hy sien hierdie episode en hy vat hierdie seentjie in sy hande en hulle sê het opgekyk en gesê, Here, asseblief, om Jakob, as toe Leslie ken hom, het so amper 90 geword, 'n paar jaar terug, is hy oorlede. Daai dag maak God hom daar gesond. God se Gees. Nou sluit ek hierdie storie af. Op hierdie plaasgeetjiespan begin pastoor Pieter Hudson jeugkamp bou. Daar sit pastoor Leslie as een van die getuies van hierdie jeugkamp. Hier staan nog iemand. En by 'n geleentheid in 1971 wil pastoor Hudson bid vir die kinders, jong mense, want hulle so tussen die lucernbale en die wolbale. Hou ons kerk, jeugkamp, ons stort waar hulle die koeie melk, die seuns. Daal God se Gees neer, soveel so dat daar 'n geweldige rukwind kom. Die mense in die plaas, hy storm uit om te kom hoor en kyk wat aan die gang is. En God vul al daai jong mense met sy Heilige Gees krag. En hier staan een van hulle. God se Gees is 'n werklikheid. Geliefdes, jou storie, soos wat my storie, en ek wil vra, ek wil amper sê, vergewe my dat ek hierdie storie vertel het, maar ek wou dit vertel het om vir julle te wys, jou storie bring vir mense nuwe energie. Jy sê, pastoor, maar ek het nie so 'n storie, jy het 'n storie, en jou storie is uniek. Hoe God jou gesond gemaak het, hoe God jou siel gered het, hoe God jou gebed geantwoord het, hoe God vir jou onderneem, hoe hy voorsien. Ek vra vir jou in die naam van die Here, vertel vir mense jou storie. Want ons lewe in 'n tyd dat baie mense dink die Here was vir die tye voor sosiale media. Ek het vergeet, ek het hom deel van die aanbieding gemaak. Daar staan die Volledige Kerk in Merida. Dit was die uitvloeisel van die Johannes wat God onder die witgatboom tot bekering laat kom het. En dan sê Hebreërs, en ek gaan baie korter wees nou, in die tweede versie, dat ons oë met hom op hom gefestig is. Nou ek het dit so hier verwoord, want ek wil hê, ek weet nie baie keer hoe moet ek goed sê dat mense dit saamvat nie, maar ek dink daar is so 'n spreekwoord onder jong mense gewees op stadiums, ek weet nie vandag nog nie, want dit is baie meer modern as wat ek is, maar jy het 'n oog net vir een meisie. Julle ken mos daai druk. Maar ek kom nou hiernatoe bring en sê, die oog gefestig op Jesus, ek en jy moet 'n oog hê net vir Jesus. Want ons fokus baie keer op ander goeders, wat nie vir ons dieselfde kan doen as wat Jesus vir ons doen nie. Ek weet, Jesus antwoord nie noodwendig onmiddellik presies soos ons vir hom gesê en gevra het nie. Maar God weet die beste. Vertrou hom uit en hy gaan vir jou gee bo wat jy gebid of gedink het, omdat hy God is. Oog net vir Jesus. Die Hebreërs skrywer, wat ook deur Pinkster kom, skryf hierdie verhaal en hy sê, die oog moet gefestig wees op Jesus. En terwyl ek dit skryf, toe besef ek ons oë en ons ore, ek dink die duiwel gebruik hulle baie keer. En ons moet nie toelaat dat hy ons oë en ons ore misbruik nie. Ek weet nie van u nie, maar praat nou net namens myself, dan sien jy 'n ding,
en dit ontstel jou of jy lees 'n ding op Google of op wat hierdie goed se name is en jou siel is ontstel. En dan sê iemand vir jou, en jy ken mos hierdie taal, het jy al hierheen gehoor? Het ek jou al vertel van Tannie? As ons ene oor, ja, nee, ek het nie gehoor nie. Man, moenie dat die duiwel jou oë en jou ore misbruik nie. Hê 'n oog vir Jesus. Hê 'n oor vir God se woord. Want wat gaan dit maak? Dit gaan maak dat ek en jy nie vermoeid en belas word nie, sê Paulus. Ek weet nie van u nie, maar as iemand vir my 'n storie vertel wat negatief is, het jy gehoor? As hy storie klaar is, dan is dit so of ek morbid is. Ag nee, ek kan nie glo nie. Hy ook. Ja, wat sê jy ook dan? Nee, dit kan nie wees. Nee man, ons het 'n storie van verlossing. Ons het 'n storie van God se krag en van sy Heilige Gees. Hebreërs 12 vers 2, ek wil hom weer lees, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van hom die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Te midde van alles, Here, my Vader, as U tog maar net hierdie beker wil by my laat verbygaan. Maar nie my wil nie, maar U wil. Dit is volbring. Dis nie 'n mooi storie. Hy het ons siele kom red aan die kruis van Golgotha. Ek wil nog ietsie hier bysit, want ek wil hê jy moet hier goedjies huis toe vat. My pa was baie lief vir humor. En daar was een van sy werknemers, mense met die naam van Kalla, hy het een of ander senuweeprobleem gehad, so hy was so skrikkerig. En dan was my pa baie lief dat hy die gedig of die eerste vers, strofe, sê die slipmense, van die gedig van Jan F.E. Silje, die titel Trou, saam met hom opsê. Nou, hierdie gedig is nou nie uit die Bybel, maar hierdie gedig sê iets wat ek wil aanhak by 'n oog net vir Jesus. Hierdie gedig sê, o, ek hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan. 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk. En 'n wil so staal deur die lewe gaan. Mag ek en jy 'n oog hê vir Jesus. En 'n wil wat God vir ons gee, om te staan so staal in hierdie lewe, want ek en jy het 'n verlosser wat leef tot in alle ewigheid, wat sy gees gegee het, om ons te vul met krag, energie, dunamis, om sy lewensgetuienis uit te dra, en saam met dit alles, 'n komende koning, wat gaan kom om ons te kom haal, wanneer dit die regte tyd is. Ek wil die laaste enetjie doen, die 3de versie, is vir my so mooi, dan sê hy, want julle moet ag gee op hom, wat die teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, ongeag van wat mense gesê het, ongeag van die pyn en die lyding waardeur Jesus moes gaan, het hy gesê, ek gaan dit doen vir die mense van hierdie aarde, want my Vader se skepingsdoel was, dat dit moet tot heerlikheid van hom wees. Die vyande dit kom tot niet maak en stikken kom maak en alles. Maar ek gaan hierdie prys betaal, sodat hierdie verhouding herstel kan word, sodat die mense wat God geskaap het, tot eer en verheerliking van hom kan lewe, omdat hy hulle siele gewederbaar het. En hy betaal die prys. Daar is steeds mense, wat die kruisdood verag, maar ek en jy vanoggend slaan ag op die kruisdood van Jesus Christus. God se Gees wat ons kom toerus het, sodat ons name opgeteken kan wees in die boek van die lewe. Sodat wanneer die bassein blaas, en ons is nog in die lewe oor, ek en jy in die wolke weggevoer kan word. En dan sê die woord maar so mooi, en hulle wat ons vooruit gegaan het, sal die graf toe oopgaan. Nou een ou vra nou die aandag vir my, nou hierdie verrassing, wat word van daai as? Man, ek weet nie, alles wat ek net weet, daai asies gaan by mekaar kom, en God gaan skep soos wat hy kan skep, en ons gaan saam met hulle almal die wolke, Jesus tegemoet in die lig.
Ons gaan na die plek toe wat Jesus besig is om vir ons voor te bly. Ek wil u uitnooi. Slaan voortdurend ag op wat Jesus vir jou en my gee. Ek wil afsluit. Ek weet die lewe deel klappe uit. Ek weet ons word van tyd tot tyd gekonfronteer met krisisse, finansiëel, siektes, gesondheid, soveel dinge. Maar ek weet ook dat die woord van die Here Jesus gesê het, en kyk, ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. Ek weet ook, en u weet ook, dat Jesus gesê het, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde, die Bultedroer in Meridel, Pretoria in Gauteng, maak nie saak waar, sodat siele gered kan word, en hy verheerlik kan word. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, en ons kan oor elkeen van hulle die storie vertel oor wat God vir hulle gedoen het. Die God van Johannes, die God van Petrus, die God van Paulus wat hom omgekeer het op pad na Damaskus toe, is nog steeds ons God. En toe herinner ek my aan 3 versies waarmee ek gaan sluit. Wanneer 1 Samuel 7 vers 12 sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Maar hierdie vers is verskriklik mooi geskrywe. Hy is nie in die past tense nie. Die Engels het mos 'n beter beskrywing van hierdie taal. It is in the continuous tense. Ek en jy kyk terug en sê ons tot hiertoe het die Here ons gehelp. Maar dan kan ons as gelowiges vorentoe kyk en sê, hy gaan ons weer help. En oor die jaar hiervanaf gaan ons weer terugkyk en sê, tot hiertoe het die Here my gehelp. Ek hoop jy kry die prentjie. In the continuous tense. In other words, God helped us up to today, but He's not going to stop to help us. Somewhere as we move along in life and getting older and whatever happens to us, we can look back again and say, till now, tot hiertoe, het die Here my deurgedra. Die tweede versie, Psalm 100 vers 5, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Sy trou is van geslag tot geslag, tot geslag, tot geslag. Is dit nie amazing? 'n Mens kan dit nie sê. Nie 'n regering van 'n land nie, nie die slimste, die rykste, die mooiste. Niemand kan dit sê. Net God alleen kan dit sê. Psalm 105 vers 5, net die eerste gedeelte, en hiermee wil ek klaar maak. Dink aan die wonders wat hy gedoen het. Broeder, suster, geliefdes, jy het 'n storie om te vertel. Toe ek dit so skryf, ek dink die pastoor lees die, miskien moet julle een Sondag, een keer in die week, 'n storie vertel aan. Maar nou weet ek, julle sal met 'n tydsbeperking daarop sit. Want party ons het 'n sak vol stories en hulle is lief vir praat. Maar in daai stories gaan dit aanlas by God se beloftes. Want die beloftes wat hy gemaak het, is vir elkeen van ons. Maar julle sal krag ontvang wanneer hy die Gees weer het. Julle sal my getuies. Ek wonder wie wil saam met my vanoggend sê, Here, staan en sê, Here, ek wil nie net ou stories hê nie, ek wil 'n nuwe storie. Want dis ook 'n gevaar, ons het baie keer ou stories. As jy vir iemand jou storie vertel dat jy een aan 1954 gemaak het, jy moet sommer verlede week se storie kan vertel. Eintlik gister se en eintlik vanoggend se. Want vanoggend se storie is dat ek het suiker gehad, daar weet ek maar met myne werk. En ek het melk gehad en koffie gehad en nog 'n toebroodjie wat getous was met Marmite en botter op. Dis my storie. God is goed. Dan as baie wat vanoggend dit nie gaan. Jy het 'n vars storie. Hier sien jy my. Jy hoor my. Jy smile, jy dink, jy verstaan. Jy het 'n storie om te vertel. Stap deur die intensiewe saal van die hospitaal en sien jy hoe lê
lywe dae wat geen lewe meer het nie. Maar hier sit ek en jy. En as die Here van ons goed is, gaan ons nou hier uitry met 'n voertuig. Oud of nie, maak nie saak nie. Jy het 'n storie om te vertel. Wie gaan saam met my staan en sê, Here, gee dat ek my storie sal aanhou vertel, dat die wêreld kan weet, my God leef. Dan staan jy saam met my, en dan gaan ek gebed. En ek sluit my in by hierdie gebed. Ek sluit my hierby in, want ek het soveel stories om te vertel. En die duiwel maak my soms skaam vir ons storie. Want jou storie is ons 'n arm, ellendige ou storie. Ek meen, ek kom by die Noord-Kaap, by die Gannabossies en die Karoo bossie. En dis hoekom ek lief is om te sê, ek is 'n Gannabossie kind. Maar man, jy het 'n storie. God het vir jou 'n werk gedoen. God het vir jou lief geraak. God het jou gered. God het jou gedoop in sy Heilige Gees. En as hy nog nie het nie, dan moet jy daarna begeer, sodat God dit kan doen. En Here, hier staan vanmôre hier in Queenswood, staan hier geliefdes en sê, Here, help ons dat ons stories bietjie sal afstof en dat ons 'n nuwe storie sal kry, sodat die wêreld kan weet die God wat ons dien en aanbid, op wie ons ongelooflik trots is, lewe tot in alle ewigheid. Here, ek kry nou sommer hierdie vers aan my kop wat Paulus gesê het, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus Jesus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En Here, ons is van mening dat die koms naby is. Nou wil ons nie spoed verloor nie. Ons wil nou juist so 'n bietjie revolusies optel, sodat ons ons storie by mense kan uitkry, sodat siele gered kan word, sodat ons saam weggeruk en weggeneem kan word, die Here tegemoet in die lig, om vir ewig saam met God te kan wees. Ai Here, as ons hierdie goed bid, dan besef ons net hoe ongelooflik genadig U teenoor ons was. Want ons kon net sowel ewes in sonde nog steeds vasgevang gewees het, verslaaf aan goed wat nie verskil maak nie, en wat van die bose af is. Maar hier het ons 'n diens bygewoon, en ons het lof en aanbidding vir U gebring, ons het U geloof vir die Heilige Gees krag, ons het U woord gehoor, en nou gaan ons uit met die wete, ek het 'n storie om te vertel, en ek gaan hom vertel, want dit bring nuwe energie vir ons mense rondom my. So bid ek dit vir elkeen. Ek wil pastoor Leslie in besonder bid, dat jy daai vinger vinnig sal het genees, en ook sy liggaam in stand sal hou, Here. Dankie vir hom, dankie vir sy sagte, mooi manier van bedien en omgee. En Hannetjie saam met hom, Here, hulle kinders, hulle gesin, wy ons aan U toe, en ons bid, Here, dat U op 'n besondere manier hulle sal gebruik tot verheerliking van U naam. So bid ek ook vir die gemeente, die kerkraad, elke geliefde, selfs hulle wat hier kan wees nie. Dit is lekker dat ons vir mekaar kan bid, want dit moedig ons stories aan. En as ons die getuienisse hoor van wat God gedoen het vir iemand anders, dan is dit 'n storie wat ons hoor van 'n God wat lewe. Ag Here, U is so goed vir ons, en ons bring U al die lof en die aanbidding tot in alle ewigheid. En die kinders van die Here sê 'n hartlike amen. Die Here seën U, kan die sitplekke neem. Baie dankie, dit was heerlik om saam te wees, en ek vertrou, daar's mos so 'n Afrikaanse uitdrukking, jou storie droog nooit op, aan hom te vertel. Amen. Pastoor Christo, baie dankie, terwyl jy gepreek het, jy praat nou van geitjiespan, toe dink ek aan die kere wat ons pastoor, Appie, pastoor Pieter Hansen, elke jaar dan vra hy vir my, wil jy nie jeugkamp toe gaan daar by geitjiespan nie? Nou ek het uitgestel, en toe 1 jaar, toe noem ek dit vir hom daar in die Bybelklas, toe sê pastoor, as ek 'n meisie het, dan sal ek gaan, want toe is dit op Neeldale, in Jakob se plaas. En toe sê een girl, sy sal my meisie wees. Toe sê pastoor Pieter Hansen, nou het jy nie 'n verskoning, jy sal gaan, en die 2 Oktober 1974, in 'n tent, op die grond, daai aand het my hart en lewe vir die Here gegee. Baie intussen hom teleurgestel, maar ek kan vir u verseker, hy het my nog nooit teleurgestel. Maar baie dankie, ons het die boodskap geniet, en ons waardeer dit, dis jy weer kom maak, weer so hoor. Ek nooi jy nou amptelik uit vir volgende jaar, wanneer jy weer kom, wanneer jy ook kan kom.
Maar kom ons staan, ons gaan hierdie diens afsluit met 'n heerlike loflied, terwyl ons tiendes en ons offergawes gee vir die werk van die Here en ons gee dit met 'n blymoedige hart. Amen. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. When I needed you most, you pulled me up with the Holy Ghost. You make my life so complete. I will bow down and sing Jesus. Dankie vir die Gees van God wat gepraat het met elkeen van ons, Here. Dankie dat U vir ons baie goed is. Ons het 'n storie om te vertel en dit is 'n groot storie want U is die middelpunt van die storie. Dankie Here vir die redding, dankie vir die genade. Dankie Here dat ons ore gehad het om te kan hoor, dat U ons siele gevul het opnuut met die Gees, dat U vir ons sterkte gegee het vir die volgende week, dat U ons sal dra. Baie dankie Here vir 'n voorreg, 'n werklike groot voorreg om 'n lewende God te kan dien en sy seun Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker te kan aanvaar, te kan ervaar en te kan beleef. Gaan met ons Here, vrede in hierdie week, hoe te bewaar ons, bid Vader, wees U elke oomblik met ons deur U Gees, dat hierdie storie in ons sal bly leef vorentoe in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie, gee net vir my pastoor Christo geleende om in die leer te kom, vir die ander gee die seën vir julle toe, dankie.